Goeiedag almal. Ons het nou net die 3 gawes, openbaringsgawes afgesluit. Die gawe van die woord van kennis, gawe woord van wysheid en onderskeiding van gees. En voordat ek na die kraggawes toe gaan, wil ek net hierdie lesing vir julle gee, sodat dit julle kan help met daardie 3 gawes en om te vloei in dit. En die Here het vir my op my eie en ook deur ander mense, het hy vir my 'n sekere manier geleer hoe om te sien in die gees of te ervaar in die gees en hoe om te fokus amper, want ons weet partykeer nie waar om te begin nie. So as jy 'n storieboek sou lees en jy begin op bladsy 1, dan sal die storie begin en sê lank gelede, sê nou maar lank gelede, was daar 'n seentjie. En die seentjie het in 'n bos gebly. En die bos het hoë bome gehad. En in die hoë bome was daar allerhande soort voëls wat na hom gekyk het wanneer hy in die bos gespeel het. Die seentjie het 'n spesiale jassie aangehad. Hierdie jassie was 'n bloue jassie gewees met geel knope. En dit het beteken dat hy 'n seentjie is wat vol vreugde was met sy geel knope. Die seentjie het elke dag gegaan en sy grootste taak was, en dan vertel jy nou so 'n storie, of jy lees nou so 'n storie. So wat die Here vir my geleer het, is om, wanneer ek oor iemand sou wil profeteer, of wanneer ek vir iemand bid, om te kyk na die storie wat die Here vir my wil wys. Nou, dit kom natuurlik met oefening, ons wil met ons natuurlike oë kyk, ons wil met ons brein kyk, en al wat ons sien is hierdie swart wolk voor ons, en ons sien niks nie, maar net om jou verbeeldingshek, dit is, in jou sielsdimensie het jy 'n verbeeldingshek, die Here het vir ons verbeelding gegee, sodat ons juist kan kreatief wees, ensovoorts. So, in ons verbeelding, kan ons die Here vra, Here, kom maak oop my verbeeldingshek, sodat kreatiwiteit kan vloei, sodat ek 'n storie kan bou, deur die woord wat U vir my gee. Here, wat wil U vir my wys? Wat 'n storie wil U vir my wys oor hierdie persoon vir wie ek nou bid, of vir wie ek nou moet woord gee? So dan sal ek sê, goed, hoe lyk dit waar hierdie persoon is? Kom ons vat ek gaan sommer vir Lishan vat. So, ek het 'n lysie hier voor my naam het nou eerste opgekom. So Here, die Lishan, ek dink aan Lishan. Waar is Lishan op die oomblik? So wat ek in my geestesoog sien, is dat daar is hierdie wolke, wat eintlik lyk soos hierdie reënboogroomhuise. Jy weet, dit is daai pink en blou en groen en vanilla en alles. So die wolke is daar, dis die kleure wat dit in is baie speels, en is eintlik 'n baie lekker speelse soetplek. En wat ek sien Lishan doen is, sy skaalvoet, so dis alreeds iets wat die Here nou weer wys, wat het sy aan, so sy skaalvoet, en sy spring van wolk tot wolk, en dan kyk sy, of sy iewers insak in die wolk in, en of sy boontoe spring, en so speel sy op die wolke. Ek sien haar as 'n klein dogtertjie, en die Here wys daardeur vir my haar hart. So, daar's verskillende dimensies wat die Here nou vir my wys. So hy het nou heel eensins vir my gewys, die geestelike plek wat sy is. Sy's op 'n geestelike, speelse, kinderlike plek in die gees. Tweedens het hy vir my gewys dat sy kaalvoet is, wat ook net haar simplicity, haar speelsheid en die gemak waarmee sy is, wys, dis iets van haar hart. En dan het hy ook vir my nou gewys dat sy 'n klein dogtertjie is wat in die wolke speel, en dit is haar hart. So sy het 'n kinderlike hart, sy het 'n kinderlike speelsheid en 'n kinderlike onskuld, terwyl sy in hierdie geestelike realm rondbiljaar. En dit laat my onmiddellik dink aan 'n teks, en dit is ook wat ons dan doen deur hierdie gawes, gees van wysheid, kennis en onderskeiding van gees. En die teks wat ek aan dink, is laat die kindertjies na my toe kom,
Ek kan nou nie die res onthou nie, maar dit beteken dat haar hart is so rein en so onskuldig, dat hy sê, jy is soos 'n kind, en daarom is dit vir jou so maklik om in die geestelike realm te beweeg. Dan sal ek kyk of ek enige onderskeiding van gees sien. Ek sal vir die Here vra, is daar engele, is daar enige iets wat nie daar moet wees in haar lewe nie, en op hierdie stadium, wat ek sien, is sy is omring deur ander kindertjies, dit is nie engele nie, dis ander kindertjies, en ek dink dit is mense wat van haar ontvang, en vir wie sy dinge leer. En dit is weer eens ook 'n woord van kennis en van wysheid, want sy leer ander mense, en sy moet hulle nog verder leer. Verder kan 'n mens nou gaan kyk, en jy kan kyk hoe lyk dit in die hemel om haar, is daar ander identiteite wat in die hemel is, nie noodwendig op die wolke is nie. Wat is daar nog wat die Here wys? Wys hy is die son wat opkom, wys hy die son wat sak? Wat is die wil van God in hierdie hemelse realm van Lishan op hierdie oomblik vir hierdie woord? En die wil van God is, en dit is 'n woord van wysheid, behou jou kinderlikheid. Speel in jou kinderlikheid voor my. Moet dit nie so ernstig maak dat jy dit mis nie. Wees jouself, wees wie jy is. As hy 'n spierwit rokkie aan, wat weer eens ook daai onskuld en daai kinderlikheid vir haar wys. En vanuit die Here se perspektief af, nou dit is wanneer ek sê, goed Here, as u vir haar kyk, wat voel u, wat sien u, wat is dit wat u in u hart aangaan vir haar, en uit daai goddelike perspektief uit, as die Here vir jou kyk, Lishan, dan sê hy, ek geniet jou presies soos wat jy is. So, om net vinnig dit op te som, heel eerstens ek vra, hoe lyk dit? Hoe lyk die hemelse of die geestelike realm waar sy is? Want onthou, wanneer jy in die onsienlike inkyk, dan kyk jy mos nou nie in die natuurlike in nie. So dit is 'n geestelike realm. Hoe lyk hierdie geestelike realm? Is dit grasvelde? Is jy by die see? Is jy op wolke? Is jy in die troonkamer? Is jy in 'n hof? Is jy in 'n swembad? Hoe lyk dit? Waar is jy? Hoe lyk die water? Is daar watervalle? Wat kleur die plek in? So die seentjie in die bos, die bome, en hy het gegaan en hy het water by 'n waterval gaan skep, en jy weet, en dan so jou storie bou jy soos wat die Here dit vir jou gee. Wat het hierdie persoon aan? Waarmee is hierdie persoon beklee in die gees? Is dit 'n wapenrusting? Is dit 'n royal robe? Is dit 'n onskuldige sonrokkie? Is daar blomme? Wat doen die blomme? Ek het al visioen gesien waar die blomme vir die persoon sing. En as die persoon saam sing, dan kom die geur van die blomme uit. Jy weet, en dit het ook 'n betekenis. Wat is God se perspektief oor hierdie persoon? Vader, as u vir hierdie persoon kyk terwyl sy nou so in die bos is, of die blomme oor haar sing, of wat ook al, wat wil u vir haar sê? En hy het vir Lishan gesê, hy geniet haar onskuld en haar opregtheid geniet hy. Nou, nommer 2, is daar enige engele of enige ander geestelike identiteite wat om haar is? Helpers, musikante, boodskappers, openbaringsengele, oorlogvoeringsengele, enige wagte, en is daar ook enige engele wat 'n spesifieke mandaat aandui? So as jy 'n oorlogsengel sien, dan weet jy dat jy het 'n mandaat van oorlogvoering, of as jy 'n engel sien van aanbidding, jy weet, dan sit hier die mandaat amper van aanbidding, dat ons saam met die engele sal sing. Dan is daar enigiets menslik wat jy sien? Menslik kan wees soos haar hartskondisie, of die persoon se hartskondisie. Ek het nou byvoorbeeld gesê, Lishan se hartskondisie is so kinderlik en onskuldig en so pragtig. Wat is die intensies van haar hart? Wat is haar begeerte in haar hart? Wat is haar motiverings? Wat is haar drome? Wat verder kan jy ook kyk, en jy kan vir die Here vra, wys my haar fisiese
en dan sien jy miskien sy armpie wat in gips is, en jy kan die Here vra, jy kan onmiddellik bid dan vir daai arm in die geestelike, is dit 'n simboliese gebreekte arm, of is dit 'n fisies, dat die arm beseer is en seer is, en dan kan jy fisies ook vir haar bid. En dan natuurlik, as jy kan skrif kry, om skrif vir haar te gee, en Lishan se skrif was, laat die kindertjies na my toe kom, wees soos kindertjies, die koninkryk van die Here, wees soos kindertjies. En dan die heel laaste ding wat ek doen, is wanneer ek voel dat daar dalk nie 'n deurbraak is nie, of ek voel dat ek nie hierdie mense regtig vir hulle kan sien nie, dan vra ek of daar enige demoniese werking in hulle lewens is. En so het die Here dan al vir my gewys van dit ook. En dan gaan jy nou na die kraggawes toe, waar jy dan hierdie demone uitdryf, of aanspreek, of wegjaag. So dit is 'n vinnige opsomming, hemelse realm, onsienlike realm. Engele, hoe lyk dit? Menslik, hart en fisiese kondisie, skrif en demonies. So ek hoop dit help julle, en ek sal baie graag wil terugvoer hê oor hoe julle hierdie gaan toepas het in die mense se lewens met wie julle te doen het, of vir wie julle bid.